Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here erg dankbaar dat hy vir ons deur nog 'n week gedra het. Ons kan nie glo dat die tyd so vinnig verbygaan nie, dit is amper einde Junie 2025. Ons is vanmôre by ons 40ste boodskap in hierdie reeks oor Bybelse berading vir blywende verandering, die 10de een wat handel oor neerslagtigheid, bipolêre depressie en verwante diagnoses. Die vraag, is die siektetoestand waarvoor ons medikasie benodig of deel van ons menswees? En alreeds het ons vir 'n klomp inligting deurgegee. En een ding wat ons met sekerheid kan sê, dis nie 'n siektetoestand nie, dis nie 'n chemiese wanbalans nie, en baie van die diagnoses, vriende, is foutiewelik gemaak, en luister wat ek vir u sê, dat die meeste mense wat op medikasie is, sink net verder weg in hulle elende. Daarom is daar 'n kruis op Golgotha, daar is 'n verlosser wat vir ons gesterf het, hy is ons skepper wat mens kom word het, sy lewe aan die kruis gegee, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan is daar 'n kosbare Bybelboek, 66 geïnspireerde boeke in die Bybel, kosbare waarhede, pragtige voorbeelde wat vir ons opgeteken is, om ons te leer hoe om te lewe, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, om ook elke situasie te oorkom in die naam van die Here, en ook 'n toestand van depressie te oorkom, in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Die Bybel sê God wat in ons woon is groter as die vyand wat buite staan. Die Gees van God wat in ons harte kom woning maak het, sê hy sal ons leer en lei in die volle waarheid. Daarom belangrik dat ons 'n paar gedagtes in u midde laat, Bybelse gedagtes, sodat u dan ook die Here kan verheerlik. Nou ons het vanmôre alreeds gekom tot by punt nommer 9 onder die gedagte van 12 oplossings vir mense wat aan depressie ly. En vriende, ons het vir u gesê dat ons vanmôre by punt 9 gaan stil staan. Die volgende gedagte is, maak 'n lys van dinge waarvoor jy dankbaar kan wees en dank God bewustelik vir daardie dinge deur die dag. U kan gaan lees 1 Tessalonisense 5:16 wat sê, wees in alles dankbaar. Psalm 30, daar is Spreuke 17, verskillende psalms, Psalm 100. En u gaan gou agterkom, vriende, dat 'n groot rede vir depressie is ondankbaarheid. Ons is nie tevrede met ons situasie nie, ons is nie tevrede met dit wat die Here oor ons lewe toelaat nie, ons is half gefrustreerd in ons lewe, omdat ons voel ons verdien beter. En een van die dinge wat die Here my moes kom leer het, is dankbaarheid. Glo my, vriende, wat u deur gegaan het ek deur gegaan. Ek was deur verskillende prosesse in my lewe waar ek in diep duisternis weggesak het van depressie en half moedeloos geraak het. En ag vriende, as ek u moet alles vertel, u sal die hande saamslaan waardeur ek al gegaan het. Maar ek dank God dat hy deur ander mense en deur die waarheid van sy woord tot my hart gespreek het en my geleer het dat niks is vir God onmoontlik nie. As hy my red, dan het hy beloof hy sal my veilig in die hemel aanbring. En daarom sal hy my ook deur elke situasie dra om hom te verheerlik. En ag vriende, wat het ek begin doen? Toe ek bekom by hierdie gedagte van dankbaarheid, het ek begin sê, Here, ek dank u vir 'n stoel om op te sit. Ek dank u vir 'n tafel waarby ek kan sit en eet. Dankie vir 'n mes en 'n vurk. Dankie vir kos wat ek kan eet. Here, baie dankie vir lopende water. Dankie vir 'n spoeltoilet. Dankie vir 'n bed om in te slaap. Dankie dat daar 'n deken op die bed is. Dankie Here dat ek 'n kussing het om my hoof neer te lê. Dankie vir 'n vrou, dankie vir kinders. Dankie vir 'n kar om in te ry. Dankie dat my oë die blou lig kan sien, die wit wolke kan sien, die groen gras kan sien, die verskillende kleure kan onderskei. En ek het die Here so begin dank dag na dag na dag. En dit vat jou aandag weg van jouself en jou probleme. Ja, as die knie seer is, of as die rug seer is, of as die hart nie lekker klop nie, kyk ek verby dit, ek sê, Here, daar's mense wat vandag in hospitale, Here, daar's mense wat vandag in baie diep krisis sit in hulle lewe. Dankie vir u goedheid, dankie vir u guns, dankie dat ek weet dat u in beheer is van my lewe. En so het ek vir myself hierdie lyste gemaak, en vriende ook vir die Here gevra, herinner my aan hierdie genadegawes uit u hand, want ek verdien dit nie. Luister vriende, die gees van entitlement is besig om ons in depressie te laat wegsink, en ons sit met 'n geslag wat meer by dokters en in klinieke is, as wat hulle daagliks kan cope met hulle lewe. Waarom? Want hulle wil die God van die Bybel eenkant skuif. Hy sê vir my, jy verdien niks, daarom wees dankbaar in alles. Selfs die werk wat jy het en die salaris wat jy verkry, God gee jou die krag om te werk, hy gee jou die asem, hy gee jou die energie, dank hom. Eer hom, loof en prys sy naam. Die volgende ene. As jy, vriende, begin agteruit beweeg het met jou geestelike inname, dit sluit in Bybel lees, die tye van kerkbywoning, gebed, is dit noodsaaklik om hierdie goed reg te stel. Dit is vir my so interessant dat mense depressief is, maar hulle woon nie kerk by nie. Hulle is depressief, maar hulle lees nie die Bybel nie. Hulle is depressief, maar hulle bid nie. Luister, as jy nie bid, as jy die woord nie lees nie, as jy laks is om by die kerk uit te kom, dan wil ek vir jou sê, is dit eintlik die logiese gevolg.
Want as kind van die Here wil jy, en God die Gees werk in jou, om dan te doen wat die Here welbehaaglik is. En dan is dit blaatante rebellie, wat dan ook hierdie gemoedstoestand van jou gaan beïnvloed, wat jou gaan laat wegsink in ellende en depressie. Daarom wil ek jou vra, maak reg wat jy verkeerd doen. Staan in die môre op en gaan woon kerk by. Staan op en was jou gesig en trek aan. Hou verskoning soek. Lyk my, daar is sekere mense wat se kinders permanent op Sondag siek is. Permanent is hulle kinders ongesteld op Sondag, en dan is hulle ongesteld. In die week is dit skool, in die week is dit aktiwiteit, en hulle loop in die malls rond, en hulle is oralste, maar as dit Sondag by die huis van die Here kom, is daar altyd 'n probleem. Luister, dit wat jy deurgee in jou kinders, dit wat jy reflekteer in jou lewe, sal 'n direkte gevolg hê op jou kinders, op jou huishouding, op jou eie lewe. Lees die Bybel, doen huisgodsdienst saam, vra die Here dat hy julle sal optel as gesin, as individue, dat julle die Here kan verheerlik. Die volgende gedagte, praat, vriende, oor hierdie saak van depressie. Praat met jouself baie keer. En as jy nou dink, ek is heeltemal die klits kwyt, gaan lees Psalm 42. Ek het dit so tyd terug daaroor gepreek. Jy sal onthou, ek is besig om deur die reeks van psalms te werk, en in Psalm 42 vind ons die kinders van Korag. En hoor wat staan daar. Hy sê, hieraan wil ek dink, en my siel uitstort in my, hoe ek gewoond was om voor te trek met die skare, hulle geleid na die huis van God, met die stem van jubel en lof en feesgesange. En dan, wat buig jou neer o my siel, en is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig. As u die gedeelte gaan bestudeer, en daar die teks gaan uitmekaar haal, sal u sien dat hierdie kinders van Korag met hulle self praat. Waarom is hulle depressief? Wat sekere goed in hulle lewe gebeur, en houd hulle nodig om hulle met die woord van God te voed. U sien vriende, dis belangrik om vir jouself dikwels te sê, hoe jy nou dink is nie Bybels nie. Dit wat jy nou dink is nie reg nie. Dit wat jy nou dink verheerlik God nie. Verander jou denke. Verander dit wat jy aan dink, sodat jou optrede kan verander. Praat met mense oor dit. Vra vir hulle dat hulle vir jou Bybelse wysheid en raad sal gee. Mense wat miskien self deur die toestand gegaan het, en nou daaruit is, wat jou kan begelei en kan help. Nou vriende, een van die predikers het dit so mooi gestel, en ek wil dit tog vir u lees. Hy het gesê dat, besef jy, dat die meeste van jou ongelukkigheid in die lewe te wyte is aan die feit dat jy na jouself luister in plaas van om met jouself te praat. Dink mooi daaraan. Ons luister heeltyd na hierdie negatiewe gedagtes. Ons voed onsself heeltyd met hierdie negatiewe info. Ons dink onsself moedeloos, depressief, neerslagtig. In plaas van vir onsself te sê, luister, wow, nou stop jy. Nou het jy klaar negatief gedink en klaar met hierdie situasie in jou kop geworstel, nou gaan jy na die woord toe. Daarom sê die Bybel vir ons vriende, dat ons daai gedagtes gevangene moet neem. Ons moet, wanneer ons opstaan in die môre, die Here vra om ons gedagtes gevangene te neem, tot gehoorsaamheid aan die Here. En vriende, ons weet 'n gevangene kan nie maak en doen net soos hy wil nie. Daarom moet ons gedagtes beheer, gevangene neem, en ons harte voed met die waarheid van God se woord. En dan sluit ek hierdie gedagte af deur te sê, in die laaste plek, wees gewillig om bemoedig te word, eerder as om hardnekkig aan moedeloosheid vas te klou. Dis baie belangrik, dit klink miskien baie eenvoudig, maar vriende, wees gewillig om bemoedig te word. Dikwels vat jy in iemand se skouer en jy sê vir hom, luister, hoe gaan dit met jou? Nee, dit gaan sleg man. En kom ek bid vir jou, nee, wat gebed van elk geval nie help nie. My situasies van so aard, weet jy wat man, niemand kan my help nie. En dit is om hardnekkig jou rug te draai op hulp wat na jou kant toe kom. Daarom is het belangrik om te sien wat die Here vir ons sê, dat ons mekaar moet bemoedig, mekaar moet opbou in die allerheiligste geloof. Hoor hoe pragtig beskryf die apostel Paulus het daar in 2 Korintiërs, die 7de hoofstuk. Ek lees vir u daar so 3 versies. Daar staan, want toe ons in Macedonië gekom het ons vlees geen rus gehad nie. Maar ons is op allerhande maniere verdruk. Van buite was daar aanvegtinge, van binne verskrikkinge. Maar hy wat die nederige troos, naamlik God, het ons getroos deur die koms van Titus. En nie deur sy koms alleen nie, maar ook deur die troos waarmee hy oor julle getroos is, deurdat hy aan ons berig gebring het, van julle verlange, julle verdriet, julle ywer vir my, sodat ek my nog meer verbly het. Paulus in baie moeilike omstandighede, dank die Here, en hy eer die Here, dat Titus hom kom bemoedig het. Vriende, ons het mekaar nodig. Kinders van die Here is mekaar mense. Daarom moenie 'n stywerige gesindheid hê nie. Moenie hardnekkig vashou in jou moedeloosheid nie. Maar vra Here, help my dat ek saam met ander kinders van u opgebou kan word. En dat ek ook kan luister na die troos wat u vir ander gegee het, sodat ek vertroos kan word en opgebou kan word om u te verheerlik. Vriende, seën vir u, baie sterkte met die uitdagings.
Onthou, ons is mens, ons lewe in 'n gefalle wêreld. Daar gaan van tyd tot tyd dinge met ons gebeur wat ons moedeloos maak, depressief maak. Luister, jy het nie pille nodig daarvoor nie, jy het God se waarheid nodig daarvoor. Belangrik om hierdie waarhede in konteks te vat, soos ek dit in hierdie afgelope 2 weke met u gedeel het, en mag die Here u genade gee dat u uit hierdie diep donker gat van depressie sal uitklim, en God sal verheerlik en ander mense sal help om dan die Here ook eer te bring. Seën vir u, groete, mooi naweek verder te raak.